Vertrou God se leiding. Vandag praat ek spesifiek die onderwysers en onderwyseresse. Joshua 3 vers 3 tot 4. Daar staan geskryf: Wanneer julle sien, die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan. Want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan nie, maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter. Moenie te naby hom kom nie. Ek lees tot sover. Geseënd is jy, as jy jou lewe volgens die woord van God inrig. Tans is ons in 'n moeilike tyd. Alles wat ons doen, moet ons nuut aanpak. Jy kan dit sien as 'n uitdaging, of jy kan dit negatief aanpak en besluit, ek gaan opgee. Op hierdie oomblik is jy, as onderwyser en onderwyseres, 'n groot steunpilaar vir die kinders. Wanneer jou persepsie oor wat nou aangaan negatief is die kinders negatief. As jy positief is hulle positief. Wanneer jy gemotiveerd is hulle gemotiveerd. Ek weet hoeveel harde werk jy insit, maar ek weet ook dat dit 'n vrees is om te misluk. Dat daar 'n vrees is oor ander se opinies. Dat daar 'n vrees is oor die onbekende. Hierdie teksgedeelte wil vir ons kom sê, bly op jou koers. Hou aan om te doen wat jy tans doen. Dit beteken baie vir die kinders, om te sien dat jy betrokke is, om te sien dat jy belangstel in hulle. Al is jy nie by die skool en hulle in jou klaskamers nie, probeer jy steeds om te help. Dit gee vir hulle sekuriteit. Dis wat hulle nou nodig het. Hulle is ook bang oor wat gaan gebeur, oor die onbekende. Of gaan hulle die jaar deurkom? Gaan hulle die jaar met oordoen? Bied rustigheid. Net deur hoe jy optree, net deur jou moeite, kan hulle veilig voel. Dan wil ek ook vir jou sê, as jy antwoorde soek, as jy nie weet hoe om hierdie aan te pak nie, vra 'n kollega, indien dit 'n dieper vraag is, as jy antwoord soek, by God, kniel en vra vir daai antwoord. In hierdie tyd, wanneer ons swak is, wanneer ons vrese het, is God sterk. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en voorspoed vir een en elkeen.